Kom ons kry dan ons skriflesing uit Matteus 6 van vers 31 tot 34. As ons dit lees as volg. Moet julle daarom nie bekommer en vra, wat sal ons eet? Of, wat sal ons drink? Of, wat sal ons aantrek nie? Dit is immers alles dinge waarna die heidenasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Tot sover. Goeiemôre, kom ons maak die oë toe. Vader, ons staan in hierdie afhanklikheid, dat ons u woord sal hoor, en dat het sal bly werk in ons harte. Ons verstaan, dat u woord altyd nodig het, dat ons altyd nodig het, dat u woord met ons sal besig wees. Tot die dag dat ons laaste asem uitblaas. En dat ons nodig het, om meer en meer te bly groei, en toe te laat dat die Gees met ons werk. Ons doen dit weer eens, in Jesus naam, amen. Julle het die skrifgedeelte gehoor wat Rolf vir ons gelees het, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Ons gaan na Markus 8. Trouwens, ons gaan lees uit Markus 8, 9 en 10. Stukkies daar uithaal. Terwyl julle opsoek, baie dankie vir die pragtige blomme, en sommer vir elke keer die blomme wat so pragtig maandeliks hier so 'n draadjie kom maak, is altyd kosbaar. Herinner ons aan die Here se skepping. Nou, ons gaan lees van vers 31, maar kom ons gaan haal dit gou by vers 27. Jy het dit in elk geval oop daarsom. Lees uit die 2020 vertaling. By Petrus se belydenis aangaande Jesus. So net as 'n agtergrond. Jesus is op pad Jerusalem toe. Vir Oulaas. Om te gaan sterf. En hy is besig om die disippels voor te berei. So daar's 3 kere wat hy vir hulle gesê het, die lydingsaankondigings, vir hulle gesê het, ek gaan, om te gaan lei. So kom ons kyk wat gebeur toe. Vers 27, Jesus en sy disippels van Markus 8, Jesus en sy disippels het na die dorpe van Caesarea Philippi vertrek. Op pad het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is ek? Hulle antwoord hom, Johannes die Doper. Ander sê Elia, en nog ander sê een van die profete. Hy vra hulle toe, maar julle, wie sê julle is ek? Dis na 3 jaar, 3 jaar wat hulle saam met hom staan. Wie sê julle is ek? En Petrus antwoord hom, u is die Christus. Jesus het hom toe die opdrag gegee om niemand van hom te vertel. Hy wil toe begin om na hierdie verklaring, hierdie geweldige ding, dat hy is die Christus, die seun van die lewende God, sê een van die ander evangelies. Begin hy dan, en hy sê vir hulle, die eerste keer, hou nou in gedagte, wat gaan gebeur. Hy begin om hulle te leer dat die seun van die mens baie moet ly,
deur die familiehoofde, die leierpriesters en die skrifkenners verwerp en doodgemaak moet word, en na 3 dae moet opstaan. Hy het openlik hieroor gepraat. Petrus het hom toe een kant toe geneem en hom begin berispe. In Matteus 16, as op die soon toe te blaai, die sê Petrus, hy staan daar, Petrus het hom een kant toe geneem en hom begin te regwys, en gesê, mag God dit verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. En hier is ons teksvers. Maar hy het omgedraai, na sy disippels gekyk en Petrus berispe, gaan weg agter my Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van mense. Nadat hy die skare saam met sy disippels nader geroep het, het hy vir hulle gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Voordat ons verder gaan, kan jy dink, dis is maar 'n rowwe versie om eintlik vir 'n teksvers te gebruik, nee. Gaan weg agter my Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van mense. Ons boodskap vandag gaan daaroor, dat ek God se plan soek. God se plan is groter as my plan. En dat ek seker maak, ek is besig om sy plan, sy groter plan, in my lewe te soek. En ek nie moet hoor, wanneer ek met my plan voor God kom, en hy vir my sê, gaan weg agter my Sandra, jy bedink nie die dinge van God nie, maar van 'n mens. Goed, so kom ons vat weer vers 34, nadat hy die skare saam met sy disippels nader geroep het, het hy vir hulle gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg, want wie sy lewe wil red, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my en die evangelie verloor, sal dit red. Wat baat dit 'n mens immers as hy die hele wêreld as wins bekom, maar sy lewe verloor? Wat sou 'n mens gee as losprys vir sy lewe? Want wie hom vir my en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom skaam wanneer hy in die heerlikheid van sy Vader kom, saam met die heilige engele. Julle, wat het hier gebeur? Voordat ons na die volgende lydensverklarings kyk, wat het hier gebeur? Wat het gebeur dat Petrus vir hom gesê het, die 100% die korrekte antwoord gegee het? U is die seun van die lewende God. U is die Christus. U is die een wat al lankal verwag is. Onthou die Christus, die gesalfde, nee, die Messias. En deur die eeue heen was daar gesê, daar gaan een kom, die Christus, die een wat gesalf word, wat toegerus word, wat afgevaardig word, om 'n groot ding te kom doen. En daar was hier die verwagting, in die ouens harte. Maar nou weet ons, typies van ons mense, het hulle die verwagting gevat en dit aangepas volgens die menslike plan. So, in die eeue tussen die Ou en die Nuwe Testament lees ons, as jy so 'n bietjie van die ander goed gaan lees, die geskiedenisgeskrifte en buitebybelse dinge, van die Makkabeërs en hierdie ouens en daai ouens, want daar was hierdie oorheersing. Eers het die Grieke gekom, dis nou na die Babiloniërs en die Perse wat oor hulle geheers het, en toe is hulle terug uit die ballingskap, en toe die Grieke kom oorneem, Alexander die Grote en daai, en toe kom die Romeine met 'n ysterhand, en hulle kom regeer. En daar was heeltyd die ding van, ons moet hierdie juk afskud, want daar's 'n groter verwagting, daar's 'n droom, dat ons, die Joodse volk, daar's 'n Messias wat kom. En dit het gemaak dat elke keer wanneer daar 'n figuur bietjie begin opstaan, en hy's 'n bietjie sterker, en hy sê maar, kom ons skud hierdie spul af, kom ons sorteer hulle uit, en hy kry dalk reg om 1 of 2 bewegings te maak, dan is die ouens agter hom. Net dalk is dit die Messias. So daar was hierdie verwagting. Ons kan nie wag dat die een moet kom wat ons gaan kom help, ons om hierdie oorheersing af te skud, want die troon van Dawid moet weer hervestig word. Onthou, hierdie is 'n ding wat in hulle het groot geword daarmee. So in Jesus se tyd was daar die verwagting.
En die Joodse leiers het natuurlik geweet, wanneer die Messias kom, gaan hy ons erken as die manne van faam. Hier is die ouens wat, en toe kom Jesus, en hy het nie 'n saak met hulle storieetjies nie. Hulle godsdienstige blubbery en alles wat hulle besig is om te maak daarvan nie. Verder wat daarmee saamgeloop het, sy eie disippels, waarvan party soos Jakobus en Johannes se lote was, ouens wat vurig was oor hierdie droom. Sy eie disippels het uitgesien. En nou begin hulle besef, maar dit is hy die. Ek meen, kyk net wat doen hy. Wonderwerke. Hou in gedagte van die visies en die broodjies wat vermeerder is. Julle, as jy 'n weermag moet oprig, en een van die groot uitdagings is kos en water. En al wat jy doen is, jy vat 'n ou mandjie vol broodjies en visies, en jou manne eet vir die dag. Wat er beter eet. En daar's natuurlik dinge wat in hulle harte begin leef het. En in Petrus, en Johannes, en Jakobus, en al die ander, se hart het hierdie verwagting geleef. Hierdie een wat ons volg, die dag gaan kom, dat hy sê, nou, vat ons die ding vas. Dis kreem in plek. Dis tyd dat God se koninkryk hier kom. Die troon van Dawid hervestig word. En jy gaan dit agterkom in hulle reaksies. Dis hoekom Petrus gesê het, toe hy sê, maar ek gaan ly en ek gaan sterwe, pas glad nie in hierdie droom en hierdie verwagting. En hy sê, maar God het verhoed, dit sal nie gebeur nie. Want sy plan is die plan van 'n mens. Intussen is Jesus besig met die plan van die Vader. So, nou gaan ons na die tweede lydingsaankondiging. So jy blaai nou net om na Markus 9. Ons lees van vers 30 tot 37. So die eerste deeltjie is weer die lydingsaankondiging, en dan kom ons by hulle reaksie. Hulle daarvandaan vertrek en deur Galilea gereis. Jesus wou nie hê dat iemand daarvan moet weet nie. Hy was immers besig om sy disippels te leer en het vir hulle gesê, die seun van die mens word in die hande van mense oorgelewer, en hulle sal hom doodmaak. Maar 3 dae nadat hy doodgemaak is, sal hy opstaan. Hulle het hierdie uitspraak nie verstaan nie, en was bang met hom daaroor te praat. Julle, dit pas nie in hulle prentjie. Hulle het in Kapernaum aangekom. So toe stap hulle nou verder. Hulle kom toe in Kapernaum aan, en toe Jesus by hulle in die huis was, vra hy vir hulle, waaroor het julle op die pad geredeneer? Jy kan jouself indink, nee, hy stap met mening, hy stap gefokus, hy stap vooruit, en hier agterom is daar hierdie bondel, en daar is 'n bedrywigheid hier agter. Dis amper soos wanneer jy nou ry Joshua en daai spulletjie daar agter. Jy hoor daar's 'n struweling, nee. Dis in die vuur. En op 'n stadium dan sê mens mos, wat gaan daar agter aan? Niks nie. Ons het net 2, ons het ook daai ding beleef. Hy sê vir hulle, waaroor het julle op die pad geredeneer? Hulle het egter stil gebly, want hulle het op pad onder mekaar geredekawel oor wie die belangrikste is. Nadat hy gesit het, roep hy die 12 en sê vir hulle, as iemand eerste wil wees, moet hy laaste van almal en almal se dienaar wees. Hy het 'n kindjie geneem en hom tussen hulle laat staan. Hy neem hom toe in sy arms en sê vir hulle, wie een van hierdie kindertjies in my naam ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang nie my nie, maar hom wat my gestuur het. Hoekom dink jy was daar hierdie struweling oor wie is die belangrikste? Want hulle weet, hulle is nou op pad Jerusalem toe. En net
heel waarskynlik, soos wat dinge besig is om op 'n spits gedryf te word, is dit nou die tyd dat Jesus gaan sê, en dan gaan hulle 12 die manne wees, wat hulle plekke gaan moet inneem, om leiding te gee. En die probleem is, Jesus het nou nog nie mooi bedui, watter ou is die belangrikste, en die volgende, en die volgende, en die volgende, so hulle sorteer die pecking order uit. Hulle kry die ding reg. En heel waarskynlik het die een ou gesê, hoorie, so ek is die oudste. Roef. Ek is die oudste van julle klomp. Dalk het 'n ander een gesê, maar die Here het my eerste geroep. Julle ander lot het nog niks van hom geweet nie, toe het hy vir my gesê, kom volg my. En heel waarskynlik is daar 'n ander een wat gesê het, maar julle Tom Visserman, ek kan nie ordentlik lees en skryf nie. Ons sal daai deeltjie doen. En 'n ander het gesê, maar ek moet geld werk. Ek was die tollenaar. En so skommel en skuif hulle, om te probeer die ding uitwerk. Dan kom hulle aan die ander kant en dan sê Jesus vir hulle, as jy wil belangrik wees, moet jy die minste wees, moet jy die dienaar wees. En dan sê hy vir hulle, as jy saam met my beweeg, onthou die vorige keer het hy vir hulle gesê, neem jou kruis op. Nee. En ons verstaan baie mooi wat dit beteken om jou kruis op te geneem het in daardie tyd. Vandag is daar die een of ander iemand moet 'n kruis loop in 'n straat, dan is dit nou een of ander Jesus mars wat gebeur. En daar's mense wat sing en so aan 'n spesiale geleentheid. Nee, nie daai tyd nie. As 'n ou met 'n kruis gestap het, dan het jy geweet, jy wag 'n lelike dood vir die ou. Ek is so bly, jy het jouself gedistansieer. Nou kom hy en hy sê, as jy wil belangrik wees, wees die minste. Wees bereid om te dien. As jy my ontvang jy die een wat my gestuur het. Ons blaai om, Markus 10, vers 32 tot 45. Terwyl hulle op pad was, om na Jerusalem op te gaan, het Jesus voor hulle uitgeloop. Ons sê hy loop met mening, nee. Die disippels was verbaas en die wat hom gevolg het was bang, want hulle sien hy's gefokus. Hulle verstaan nie mooi nie. Hy het die 12 weer op sy geneem en begin om hulle te vertel van die dinge wat met hom gaan gebeur. Kyk, ons gaan op na Jerusalem. En die seun van die mens sal aan die leierpriesters en skrifkenners oorgelewer word. En hulle sal hom ter dood veroordeel en aan die heidene oorlewer. Hulle sal hom bespot, op hom spoeg, hom gesel en doodmaak, maar na 3 dae sal hy opstaan. Ons kan verstaan dat hierdie nie lekker ingepas het in hulle prentjie, hierdie spot en spoeg en slaan. Maar dit bring hulle nie van stryk nie. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, het na hom gekom en gevra, Meester, ons wil hê dat wat ons ook al van u vra, u vir ons moet doen. Jesus vra hulle, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Hulle antwoord hom, beskik dat in die heerlikheid een van ons aan u regterhand en een aan u linkerhand mag sit. In Matteus 20 word het verduidelik dat hulle ma was by, die moeder, en sy het gevra, Here, dat in u koninkryk een aan die linker en regterhand. Maar Jesus antwoord hulle, julle besef nie wat julle vra nie. Kan ek voor ons verder lees, kan jy verstaan hoekom hulle dit kom vra het? Hulle laat hulle nie van stryd bring met hierdie hele ding nie. Daar gaan posisies ingeneem moet word. So hulle kom tref so lank die relingkie. Here, een die kant, een daai kant. Wanneer die dag nou gaan gebeur, en ons gaan posisies inneem. Jy kan natuurlik nou dink wat die ander klomp disippels, ons kom nou daarby. Maar Jesus antwoord hulle, julle besef nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink? Onthou, hy is besig met wat hy verstaan.
So hy vra vir hulle, kan julle die beker drink wat ek drink? Of met die doop gedoop word, waarmee ek gedoop word? Met ander woorde, kan julle die lydingsbeker wat vir my wag? Wanneer ek die sonde van die wêreld, kan julle ietsie daarvan vat? Kan julle die sterwe gaan sterf waarmee ek gaan doodgaan? Daardie doop? Hulle sê vir hom, ons kan. Jesus sê toe vir hulle, die beker wat ek drink, sal julle drink. Daar gaan 'n dag kom, wat julle die lyding ook gaan vat. En met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Natuurlik nie op hulle terme nie, hulle het nie benul gehad wat wag nie. Maar om aan my regterhand en my linkerhand te sit, is nie vir my om te beskik nie, maar dit is vir hulle, vir wie dit voorberei is, natuurlik deur die Vader. Toe die 10 dit hoor, het hulle verontwaardig geword oor Jakobus en Johannes. Jesus het hulle toe na hom geroep en vir hulle gesê, julle weet, dat hulle wat as heersers oor die nasies beskou word, oor hulle baas speel en dat hulle maghebbers oor hulle gesag uitoefen. So is dit egter nie by julle nie. Maar wie belangrik onder julle wil wees, moet julle dienaar wees. En wie eerste onder julle wil wees, moet almal se slaaf wees. Kom weer terug by daai ding van om te dien. Want ook die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Sien ons hoe dat dit wat God se plan is, en Jesus is besig om te werk met die Vader se plan. En dan kry jy die mensplan. En hulle dink, hulle plan is in lyn, maar is reg teenoor. Dit loop glad nie met God se plan nie. Dan kry ons hoe dat hulle in Jerusalem aangekom het. En daar was die Palmsondag, toe hulle ingekom het, Jesus op die donkie gery het, wat natuurlik vir die ouens laat voel het, maar dis dit. Ons is op hierdie ding is nou besig om reg te loop. En hoe dat hy dan die leiers konfronteer, ons weet van die keer in die tempel wat hy die geld omgegooi het en die sweep uitgehaal het. En dan kry ons die Pasga, en hy was hulle voete, en hy sê dat iemand gaan hom verraai en Petrus gaan hom verloon. Dan kom ons in die tuin van Getsemane daai aand, en Jesus worstel met die ding dat hy 'n wêreldse sonde op hom gaan vat. En by die disippels is dat totale onbegrip vir die erns van die oomblik. Hulle lê in slaap. Hulle verstaan nie wat eintlik besig is om te gebeur. Om 'n stukkie insaag vir ons te gee, lees ek sommer gou vir ons net daar uit Romeine 5. Trouwens, ons is klaar in Markus, as jy wil blaai na Romeine 5, ons gaan 2 keer sommer net so vir 'n bygedagte daar lees, of net 'n dieper gedagte, ekskuus. Romeine 5 vers 6, jy kan maar ooplos. Hierdie gee vir ons 'n stukkie net te herinner aan wat die Here kom doen het, toe hy met sy worsteling. Want hoekom is dit dat hy op die stadium worstel? Ek meen, hy 3 keer gesê, ek kom, ek gaan ly, ek gaan sterf. Hoekom nou reg voor die tyd? Bid hy, Vader, nie my wil nie. As hierdie beker kan verbygaan, laat dit verbygaan, maar nie my wil nie, maar u wil. Hoekom worstel hy nou? Want dis die sonde van die wêreld. Ons gaan nie daarop ingaan nie, dis weer 'n ding op sy eie. Maar hy gaan die sonde van die wêreld op hom vat. Vir 'n stukkie dieper insaag, toe ons nog magteloos was, vers 6, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie. Al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.
Hoeveel te meer sal ons dan deur hom van die oordeel gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. As ons toe ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Maar dis nie al nie. Ons vind ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Ons was sy vyande. Hy is op die punt om te sterf vir 'n wêreld wat vir niks dink, wat vir geen waardering het nie, wat vyandig staan. Nou weet ons wat daarna gebeur het, nadat Jesus 3 keer gaan bid het, dan vind die verraad deur Judas plaas, hy word gevange geneem, hy word verhoor, Joodse raad, hy word oorgegee deur die Joodse leiers aan die Romeine, die heidene wat Jesus van gepraat het, hy word verdoem, daar's lyding, hy word gekruisig, daar's verdere lyding en hy sterwe. Soos wat hy gesê het. En daar staan die disippels, daar staan sy volgelinge. En hulle verstaan nie, wat het hier gebeur? Alles het skeef geloop. Kan dink hoe hulle droom en hulle plan en weet daai van ek gaan hier sit en is alles weg. In 'n oomblik val die hele ding plat. Intussen is God se plan besig om tree vir tree volbring te word. Perfek. Dan is Jesus in die graf. En op die 3de dag, dan staan hy op. Die steen is weggerol en hy is uit. Nou verskyn hy aan hulle. En vir 40 dae is Jesus hier en dan die afgelope donderdag het ons onthou dat dit hemelvaart is. As jy die hemelvaartdiens bygewoon het, dan Benoni sou jy gehoor het, daar's belangrike punte, ons het 'n posisie. Saam met die een wat in die hemel is. Maar selfs toe nog was hulle fokus op die tydelike, die troon van Dawid. Luister 'n bietjie nou, wat lees ons daar in Handelinge 1, jy hoef nie saam te blaai nie. Toe hulle by mekaar was, het hulle hom gevra, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Hoor jy die vraag? Is dit nou die tyd? Is dit nou die tyd dat U die koninkryk van Israel gaan oprig? Maar hulle het hom geantwoord, maar hy het hulle geantwoord. Het is nie vir julle om die tye en die spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar, en dan kom hy by wat hulle moet doen. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, tot aan die einde van die aarde. Dis die ding. Hulle sê, Here, is dit nou die tyd? Want ek meen, jy kan vir jouself dink. Eers was al die planne van die baan. Het was geskrap, die geweldige teleurstelling, die Messias is doodgemaak. Maar dan staan hy die graf uit op. En oorbluf soos hulle was, besef hulle, maar nou is daar weer hoop. En dan vra hulle, is dit nou die tyd, dat U die koninkryk van Israel gaan oprig? En sê vir hulle, nee, maar julle gaan wees julle my getuies. Gaan vertel van God se plan. Los nou julle plan. Die tye gaan deur die Vader beskik word. Doen julle wat ek vir julle gegee het om te doen. Gaan wees my getuies. Gaan wag tot my Gees oor julle kom. Julle bekragtig, dat julle nie in hierdie in eie krag probeer doen nie. En dan beweeg julle saam met my. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle toe kyk, en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem.
Terwyl hulle soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle en vra: Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat julle na die hemel wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos dat hy julle om na die hemel sien weggaan het. Nou is die vraag: waar staan ek en jy? Waar staan ek en jy in hierdie prentjie? Waar staan ek en jy in terme van God se plan met ons lewens? Besef jy dat ek en jy kan dieselfde fout maak? Dat ons so besig is met ons stukkie verstaan. En dat ek kan leef met die gedagte dat my plan, dit wat ek oordroom, dit wat ek wil waarheid sien word in my lewe, is dit wat ek voor God bring en waarvoor ek hom vertrou. Primêr. En dan raak God se plan ergens in die agtergrond 'n bygedagte. So terloopse iets. En ons kan dieselfde fout maak as die disippels. Maklik. Ons het ons aardse planne. En dit is nodig om planne te hê. Dit is nodig om te bedink wat moet gedoen word. Waarheen moet ek gaan? Hoe gaan ek maak met my aftrede? Gaan ek maak met hierdie koop en verkoop en my werksdinge en al? Julle, dit is als nodig. Maar dit kan nie my primêre plan wees nie. Kan nie wees hoekom ek hier leef nie. Ek het nodig om al daai planne van my te vat. En te sê, Here, ek sit dit aan die voete neer. Ek soek eers u koninkryk. Mag hierdie onderwerp word aan u. Ek gaan nou probeer om 'n voorbeeld te kry. Nee, kom eers by 'n voorbeeld. Kom ons gebruik sommer net 'n voorbeeld. En ek vertrou die Here vir 'n voertuig. En jy kan verstaan hoe maklik die prosperity ding kan inpas in mense se gedagtes. Maar dan is jy presies besig met jou mensplan. En God se plan raak weg. So kom ons sê jy bid oor 'n voertuig. En dit is dalk nodig om 'n goeie nuwe voertuig te kry. Maar nou is daar hierdie 7 sitplekkar wat regtig oulik is. Nou jy het nie regtig die hele ding nodig nie, maar dit sal goed werk. En jy sê, Here, as ek nou hierdie kar kan hê, dan kan ek 'n paar ouens optel en saamvat kerk toe. So asof ek probeer om vir God te sê, eintlik ek het nou hierdie plan, maar ek wil net vir u sê dat as ek nou hierdie dingetjie kan bywerk, dan kan jy nie sien dat dit eintlik kan goed wees. En ek probeer ergens vir hom in my plan insit, want ek het eintlik die plan vir die kar. Ek het net nodig om te sê, Here, ek vertrou u vir 'n goeie voertuig. My droom is hierdie ding. Ek sal dit graag wil gebruik in die koninkryk. Want ek soek eers u koninkryk. Ek sal mense optel al het ek net 4 sitplekke. Want ek wil u dien. Met my alles. Dat ek nie probeer om God se arm te draai, omdat ek die een of ander eintlik my plan het nie. Dit gebeur so maklik dat ons kan kom en ek het drome oor 'n posisie. Of daar's finansies en besittings en familieplanne en planne planne rondom my tyd en vriende en kwalifikasies en sekuriteite. En dis alles dinge wat nodig is. Maar dit kan nie my primêre ding wees nie. Want julle gaan al daai goedjies hier agterlos.
Dis tydelik. Dis klein aardse koninkrykies. Kom ons bou nie daaraan nie. Dit beteken nie dat ons nie moet beplan en dat ons nie moet werk met die goed en dit beteken nie dat ek moet sê, maar ek het nou nie 'n saak nie. Ek het wysheid nodig. Maar waar is my eerste droom? Waar is my eerste plan? Want jy sien, my goed sal in lyn kom as my plan, sy plan soek. Hy sê, soek eers die koninkryk van God. Moenie so besig wees dat jy met jou plan besig is. Dink weer terug aan die disippels. Hulle plan was so uitvoering uit met God se plan. Dat Petrus eintlik voor die Here kom staan en teen sy plan kom staan het. Toe hy gesê het, hierdie sal verseker nie gebeur nie. En wat sê die Here vir hom? Gaan weg agter my, Satan. Want jy bedink nie die dinge van God nie, maar van mense. Kom ons trap nie in daai slaggat nie. Dat ek so besig is om te werk met die planne en die drome en die dinge. En ek het uitvoering geraak met die baie, baie groter plan. Kom ek, soek God se groter plan. En vra vir die wysheid dat my goed sal invloei saam met syne. As ware in sy slipstream sal inkom. En sal die Here sê, Here, waar moet ek bly? Waar moet ek gaan werk? Ek bid en ek vra vir 'n goeie werk. In die eerste plek, ek werk vir u. Ek is in u diens. U bepaal. En as u my wil uitskuif van hierdie maatskappy na daardie een toe, ek is in u diens. Sit my waar u my wil hê. Maar Here, laat u koninkryk deur my kom. Of ek hier bly en of ek daar bly en of ek op 'n ander plek bly. Here, ek gaan bure hê. Geef my die geleentheid. Dit is my begeerte dat hulle u sal ken. En ek weet, soms is dit baie uitdagend om met 'n buurman te praat. Of met 'n kollega. En ek wil nie hierdie ding kunsmatig maak nie. Daarom moet dit nie my begeerte wees dat dit ietsie ekstra is. Sê, Here, ek soek u koninkryk. Help my om my kollega lief te hê met u liefde. Om 'n hart te hê vir hom of vir haar. Om raak te sien wanneer hulle swaar trek. Om hom te gee en die liefde te wys. En daai omgee en daai liefde maak is dalk net juist dit wat die deur oopmaak vir 'n dieper praat. Dan hoef jy nie kunsmatig te kom en sê, hoorie, ek moet jou vertel van Jesus, want eintlik, jy weet wat, en dis waarvoor ek hier is, maar ek is eintlik nie lekker lus, ek is ons, kom hê lief, wees daar om te dien, gaan kyk wat die Here sê. Dit loop eintlik nog dieper as dit. Gaan kyk wat het met Jesus gebeur. Dan sê hy vir ons, volg jy my? Dit gaan nie net oor om neer te lê en te sê, Here, ek soek u plan eerste nie. Dit gaan selfs om te sê, Here, ek wil die pad saam met u kom stap wat u gestap het. Kom ons kyk 'n bietjie oor daai pad. Galasiërs 2 sê vir ons, inderdaad, deur die wet het ek die wet afgesterf. As jy wil blaai gerus saam so en toe. Galasiërs 2 vers 19. Ons gaan so 2-3 verse daar uithaal. Inderdaad, deur die wet het ek die wet afgesterf, sodat ek vir God leef. Met Christus is ek gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek in geloof, die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad en homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as vryspraak deur die wet kom, dan het Christus te vergeefs gesterf. Inderdaad, deur die wet het ek die wet afgesterf, sodat ek vir God leef. Met Christus is ek gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En nou blaai ons terug na Romeine 5
Jy het mos daar 'n vinger ingehou, nê? Omdat ons Romeine 5 van vers 1 tot vers 5. Ons het net nou Romeine 5 gaan lees, net om dieper te verstaan die ding dat hy vir ons gesterf het. Ons sonde op hom gevat het. Nou kom ons kyk, as ek gesterf het aan myself, as ek my eie planne neergelê het, en te sê, Vader, ek soek die plan van my koning, van my God in die hemel. Ek soek sy plan. Sy plan is groter as myne. Net soos wat God se plan groter was as die disippels se plan. Oneindig groter. Oneindig groter, julle. Kan jy dink as Jesus se aardse koninkryk kom vestig het? As die disippels se plan uitgewerk het. En hulle het daar die pecking order is uitgewerk en een in die linkerhand en een in die regterhand en die hele ding is in plek en hy die Romeine uitgejaag en so aan. Wat van my en jou sonde? Wat van daardie ouens se sonde? Wat van sy disippels se eie sonde? Wie sou betaal hy daarvoor? Niemand. Wat sou geword het van ons? Verstaan ons dat dit wat in die aarde, in die mense se verstand op daai stadium gelyk het na, dis die plan, was eintlik. Ja, ek wil nie eers sê so klein nie. Dit was totaal teen die groot plan. So kom ons laat nie dat ons eie klein plannetjies teen God se plan werk. Sê Vader, wat is die plan? Wil saam met U beweeg. En nou kom ons by die punt van wat kan ek van jou vra? Romeine 5 vers 1. Omdat ons dan nou op grond van die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan. En ons beroem ons op die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Daar's die groot plan. Maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking. Omdat ons weet dat verdrukking bewerkstellig volharding. En volharding lei tot betroubaarheid. En betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie. Want God se liefde is in ons harte uitgestort. Deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Die verdrukking. Wat beteken daai verdrukking? Dis lyding, julle. Dis om swaar te kry. Watter tipe? Enige. Dit kan dinge, situasies by die werk wees. Dit kan wees dat jy oor hoof gesien word omdat jy vir die Here leef. Dit kan beteken dat jy worstel met siekte. Kan beteken dat 'n ou worstel met verlies van enige soort. Dat ons die swaar kry van hierdie lewe beleef. Dit kan vervolging beteken. Dit kan wat ook al beteken. En ek sê, Here, as U deur die swaar van hierdie wêreld gegaan het, en die groot lyding, wie's ek? Om te sê, maar dit mag nie met my gebeur nie. Laat U koninkryk deur my kom. Ek soek U plan. Wat het met die disippels gebeur? Op die ou end, het hulle van die beker gedrink en die doop beleef. Hulle het gesterf. Hulle het vervolging beleef. Hulle is veroordeel. Hulle is doodgemaak. Hulle het lyding beleef. Hulle het. En God se groot plan het deur hulle in hulle eie lewens ook tot volvoering gekom. So kan dit gebeur dat ek aanvanklik en ergens langs die pad saam met hom begin beweeg. Ja, dit was met hulle so. Dit kan met jou en my ook gebeur. Dat 'n ou sê, maar joh Here, ek besef dat in 'n groot mate is ek eintlik nog besig om my plan te laat probeer uitwerk. En ek probeer kyk, hoe kan ek U kry om die plan, my plan te laat uitwerk. Ek kom lê my plan neer. Ek soek U koninkryk eerste. My begeerte is dat U sal God wees in my lewe.
my begeerte, is dat ander ook sal weet, dat U God is. Dat hierdie ding kom doen het, waarvan ons praat, dat U vir ons kom sterf het. En dat wat ook al, van my lewe, waar ek bly, waar ek werk, wat ek het, wat ek nie het nie, dat alles, instrument in die hand sal wees. Dat U groot plan in my lewe sal waarheid word. Sluit af met die versie wat ons eerste gelees het, die een wat Roel vir ons gelees het. Vers 33 van Matteus 6, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Amen. Here, baie dankie. Ons het eintlik baie begrip vir die disippels, vir Petrus, want ons as mense kan so maklik kortsigtig wees en so gefokus wees op hierdie stukkie bestaan nou, dat ons begin misvat van waarmee U eintlik besig is. Vergewe ons. Here Jesus, U het gekom en U het 'n wêreldse sonde op U gevat. Dit was 'n worsteling tot bloed toe, wat U daar in Getsemane gehad het, omdat U geweet het wat dit beteken om hierdie wêreldse sonde te vat. En U het dit gedoen, want U is lief vir ons. En so maklik kan die erns van daardie by my verbygaan, en ek is aan die slaap, saam met die disippels. Want in my kop het ek my eie prentjie. Ek soek U plan. Die plan is groter as myne. Ewiglik groter. En Here, ek kom vat my eie menswees, my eie planne, my eie alles, en ek kom plaas dit voor U neer, daar by die kruis, as 'n offer aan U. Kom lê my eie drome neer. En dalk gaan party daarvan wel uitwerk, en dalk gaan party heeltemal wegraak. Maak nie saak nie, ek vertrou U. As ek U kan vertrou, dat U my sonde weggevat het en vir my die ewige lewe gegee het, hoeveel meer kan ek U vertrou met die tydelike goed? So Here, ek soek U koninkryk. En kom help my daarmee, Heilige Gees, kom lei my op hierdie pad. Help my om eerlik te wees met myself en eerlik te wees met U. En ons staan beskaamd dat ons so baie keer maar met ons eie ding besig is. Dat selfs wanneer ons met U dinge besig is, fokus ons op ons eie ding. Vergewe ons. Ons soek U, ons soek U koninkryk. Help ons daarmee. Ons bid dit in Jesus se naam. Ons bid dit vir ons as gemeente ook, Here. Ons bid dit vir ons as individue, kom bid dit vir ons as families. In Jesus se naam. Amen.